Geliefdes, die skrif wat ek gelees het, speel af in Getsemane. Getsemane, die tuin, die plek waar Jesus, die Bybel sê, hy het sy disciples gevra om saam met hom te kom, wak. En hy het bietjie verder gegaan, en die Bybel sê, hy het geval, en gebid. Die ander evangelie sê, as dit moontlik was, kon sy sweet in bloed verander het. Die was die mees intense oomblik van Jesus Christus. Sy nagmerrie oomblik hier in Getsemane. Maar u kan my vra, maar pastoor, wat gaan nie aan in Getsemane? En nou ons moet kyk in die konteks van die persoon wie Jesus is. Halleluja. Die is 'n man wat by die vrou kom, die Samaritaan, en hy sien terug. Wanneer die vrou aangevang, hoeveel manne het sy gehad? Dis die vermoë wat hy gehad het. Hy het die vermoë gehad om met Petrus te praat en te sien, wat gaan Petrus nog aanvang in die toekoms? Hy het die vermoë gehad om met Judas te sit en te voorspel, akkuraat, korrek. Jy sal my verraai. En hier in Getsemane weet Jesus wat wag op hom, wat die kruisiging betref. Hy weet die marteling wat op hom wag, en die hele gedagte kan hy nie hanteer nie. En ons sien Jesus vir die eerste maal swak. Ons sien Jesus vir die eerste maal reik uit en soek menslike ondersteuning. Soveel so dat hy vra, kan julle nie net vir 'n uur? Want hier soek hy iemand wat met ons staan. Geliefdes, ek gee nie om wie jy is nie. As Jesus Christus, God die Seun, iemand nodig gehad het in sy moeilike tyd, weet ek almal, het iemand nodig om hom te ondersteun in sy tyd van seer en pyn. En as ek nie sê, die teenwoordigheid hier is 'n groot troos. Die skrif bewys aan my, wanneer jy jou Getsemane oomblikke, die nagmerrie oomblik, die wat jy gesê het, Here, jy kan enige iets doen, moet net nie my vrou, my ma, my auntie, my suster van my afvat nie. As jy die oomblikke ervaar, het jy ondersteuning nodig. Halleluja. En Jesus Christus, wat kalm loop op stormagtige waters, selfs hy het ondersteuning nodig. Hy uiter hier die woorde en sê, my siel is diep bedroef. Want wanneer hy dood intree, raak hy nie net die hart nie, maar dit lyk hy vat aan jou siel. Hy vat aan jou ewigheid. En hier die nagmerrie oomblik het 'n uitwerking op sy slaappatroon. Toe hy die manne vra, is julle nie in staat om saam met my te wakkie? Toes dit teen voordag, dis slappenstyd. My God! Maar wanneer die nagmerrie oomblikke kom, vat hy jou slaap van jou af weg. Soveel so, dat ons, God die Seun, Jesus Christus, sien soos wat ons hom nooit gesien het nie. Hy val. Halleluja. Oh yes. Geliefdes, dis alright om swak te wees. Jy sondig nie as jy swak is by die dood. Maar nie toelaat
dat mense jou bestraf as jy moet swak is van die dood, vat aan plekkers wat jy nie geweet het bestaan nie. Maar as die dood aan jou vat, dan vat hy en hy vat diep. Dit is waarom dit so uiters belangrik hoe jy rou. Want as jy nie reg rou nie, dan verpletter die dood jou hele lewe. Of enige tragiese situasie kan jou verpletter as jy